I'm in covenant with God Almighty. I am God Almighty. Ek sê ook, as jy nie weet wat die evangelie is nie, as ek nie kan Google jou naam en kry hoe jy die evangelie vir iemand verduidelik nie, dan sal jy ook in die F val, want ek weet nie waar jy staan, hoe verstaan jy oor die evangelie? Ons is weer terug met 'n rangskik video. Die vorige ene was my baie lekker om te maak. Ek het vir julle mooi gewaarsku voor die tyd dat luister, hierdie is my opinie. So jy mag nie kwaad raak nie. Maar lyk my nie dat dit geld wat ek gesê moenie kwaad raak nie, want baie mense het kwaad geraak. Maar kom verduidelik julle net mooi, die Bybel sê vir ons duidelik dat ons met valse leringe uitwys. Ons moet die skape beskerm. Daar's wolwe tussen in die kamp. Daar's wolwe in die kerk, daar's wolwe wat moet ge-expose word, mense moet uitgewys word, dat luister, hierdie ou is vals, hy ken nie die Here nie, en dis net 'n blote Bybelse opdrag, wat ons kry. So, ek wil sommer dadelik in die woord inspring, en vir julle net hier wys in Handelinge 20 vers 29, sê die woord van God vir ons, For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. So verstaan mooi, hierdie video se idee is nie om net mense te oordeel nie, dis nie om die kerk te verdeel nie, dit is om die valse leringe wat in die kerk is uit te wys, en ek doen dit maar net op 'n praktiese, moderne manier deur 'n lys te maak waaraan ek pastore gaan rangskik. Dieselfde as my kerkvideo, ek dink alles wat ons in daai video gesê het was akkuraat. Ek dink dit is 'n akkurate verspiegeling van as ek kyk wat die Bybel vir ons leer, wat is die regte doktrines om te volg en wat se kerke doen dit, wat se kerke doen dit nie. Baie ouens het hulle reaksies gegee en ek vind net dat ek dink die Bybel leer dit vir ons duidelik so. En dieselfde manier met pastore. Nou wat jy moet verstaan is die Bybel sê Paulus noem ouens op die naam. Verstaan jy? Dis nie verkeerd om negatiewe goeders uit te wys nie. Wat jy ook moet verstaan is almal is altyd soos dis reg om 'n kerk te evalueer op die positief, maar ons mag dit nooit doen op die negatief nie. En ek dink die Bybel is net duidelik, soos hierdie teks wat ons nou hier gelees het, sê duidelik dat ons met valsheid uitwys. Kom ek wys julle net ook hier. Baie mense glo of die Bybel sê vir ons dat God gaan jou sonde vergeet. Nou wat ons moet verstaan is wanneer die Bybel daarvan praat, dat hy vergeet al jou sonde, is dit in 'n soteriologiese sin. Dan is dit in 'n reddingsaspek. Dit is nie in 'n blote, hy vergeet dit letterlik vir ewig en hy kan dit nie onthou nie. Jy moet verstaan, God is buite tyd. So, natuurlik gaan hy weet jy het gesondig. Nou, ons moet verstaan dat, soos Hebreërs 8 praat van dit, in Hebreërs 8 vers 12 sê dit, For I will be merciful to their unrighteousness and their sin, and their iniquities will I remember no more. So hierso praat hy daarvan, maar as jy gaan lees in vers 11, And they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me from the least to the greatest. So sê, almal sal vir Christus ken, maar die punt is, hierdie konteks is soteriologies, hierdie praat van redding. Nou as jy byvoorbeeld dit gaan vergelyk met 2 Korintiërs 5, sê Paulus hier, For we must all appear before the judgment seat of Christ. So hierso praat hy van, ons gaan almal geoordeel word. Hy sluit homself hier in, hy sê, For we, jy kan sien, as jy die hele 2 Korintiërs 5 gaan lees, dan begin hy met, For we know, for in this we groan. Hy sluit homself in, for we, hy praat die hele tyd van homself ook. So jy moet verstaan, Paulus is, word beskryf as die ou met soos die meeste geloof in die Bybel basies, en hy is bekommerd oor hierdie dag. So as jy gaan kyk hierso, in vers 10 sê dit, For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to what he have done, whether it be good or bad. So sien julle daar, dit gaan natuurlik sonde insluit. So hierdie hele konteks van 2 Korintiërs 5, soos wat ek nou al vir julle probeer wys, het praat oor die millennial koninkryk. Nou hoef jy daarin te glo nie, maar ek bedoel is duidelik dat hierdie nie praat van ewige redding nie, want ons weet redding is in geloof in genade alleen. So hierdie praat van iets anders, maar wat ek vir jou wil uitwys is, hy sê good or bad. Jy gaan nie net hier geoordeel word en op die goeie werk wat jy gedoen het en dan besluit wat se reward jy gaan kry nie. Hy sê hier gaan bad goeders ook wees. En in dieselfde sin, wanneer ek 'n pastoor se swakheid uitwys, is dit eintlik die mees genadige ding wat ek kan doen. Want nou sê ek vir hom, luister, jy kyk na hierdie ding, evalueer jouself daaraan en maak dit reg. Jy het nou 'n kans om dit reg te maak, maar eendag is die genadeperiode verby as jy dood is, en dan gaan jy voor die oordeelstroon van God staan. Dan gaan jy geoordeel word op die werke wat jy gedoen het. En hy sê ook in vers 11, Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. So sien julle, die foute wat ek uitwys in hierdie pastore en hierdie kerke, is sodat
hierdie terror of the Lord uitgewys kan word. Hy sê it is a terror of the Lord which persuade men. As jy verstaan wat jou fout is, dan moet dit jou vul met 'n gesonde vrees vir die Here en dit sal maak dat jy dan wegdraai van jou sonde en ander mense ordentlik na die Here lei. Baie ouens sê op die kanaal, jy weet wie's jy om enigiets van hierdie goed uit te lig? Ek is niemand nie. Ek wil dit weer eens duidelik stel, ek het net soveel reg soos enigiemand anders om hierdie te doen. Dis net die Bybel gee vir ons 'n opdrag om dit te doen. In 1 Timoteus 5 sê hy duidelik, as 'n pastoor sondig, moet ons hom rebuke before all. So dit is net as 'n inleiding. Nou hier is ons my teerlys. So julle ken nou al hierdie storie. Ek gaan gou deur die lys gaan en net vir julle wys hoe besluit ek hoe ek hierdie ouens rank. So heel bo het jy jou S-tier. So S-tier is natuurlik soos die hoogste vlak wat jy kan kry op my lys. Dit beteken ek recommend jou 100%. Ek stem basies saam met meeste van jou leerlinge en jy is nie gediskwalifiseer van die bediening soos wat as ons gaan kyk na die vrug wat jy dra. Jy weet as daar enigiets in jou lewe of iets wat nie reg is en wat maak dat jy gediskwalifiseer is. Dan A sal natuurlik net onder dit wees, almal van B af op. A, B en S is almal wat ek sal vir jou voorstel. Ek sal sê gaan luister na hierdie ouens. Jy kan hulle preke gaan luister en hulle sal jou laat groei in die Here. Van C is shaky. C is soos kan goed wees, kan sleg wees, kort bietjie verder navorsing, mense sal sien waar daai ou uitdraai. D is ou wat disqualified is, so hy kan nie meer in die bediening wees nie, hy behoort nie te preek nie, en F is 'n ketter. Hy is totaal en al verwyderd van die skrif, hy's op pad hel toe, almal wat hy lei, die kerk wat hy lei is op pad hel toe, en dis 'n duidelike verwyderd van die woord van God, is jou F-kategorie. So, kom ek wys vir julle gou hier, wie het ek almal hier weet? Ons het vir Paul Washer, ons het vir Angus Baggen, ons het vir Ad Boshoff natuurlik, ons het vir Japie die boerseun van Migdol, hierdie is Ernest Pickering, dis seker ou wat baie van julle nie ken nie, hy is meer 'n skrywer. Dan het ons vir Steven Furtick, Joel Osteen, John MacArthur, ons moes 'n vrou hier inwerk, Joyce Meyer, ek dink meeste weet waartoe sy gaan. Dan ons vir Kent Hovind, dan het ons vir Leon de Pre, dat ons hier vir Ray McCauley en dat ons laaste vir Spencer Smith. So van hierdie ouens is nie almal bloot pastore nie, maar dis sê nou maar in vir ouens wat invloed het in die moderne Christen kerk. Alright, nou hierdie is natuurlik weer nie uitpuntend nie. Hier's dalk iemand hier wat jy graag sou wou gehad het. Los dit in die kommentaar, sê waar jy daai ou sal rank. Dis die hele idee van hierdie. Die hele idee van hierdie kanaal is om gesprekke te begin. Mense moet verstaan, hierdie is nie 'n bediening nie. Hierdie is net een ou met 'n Bybel, of wanneer ons 'n podcast hou, 'n paar ouens met 'n Bybel wat net praat oor die goeders van die Here en hopelik mense by die Here uitkry. Ek wil sommer hierdie video begin deur te sê wat die evangelie is, want ek sê ook as jy nie weet wat die evangelie is nie, as ek nie kan Google jou naam en kry hoe jy die evangelie vir iemand verduidelik nie, dan sal jy ook in die F val, want ek weet nie waar jy staan. Hoe verstaan jy oor die evangelie? So die evangelie is dat ons is almal sondaars. Ons korte redder, ons is in sonde gebore, die Bybel sê, all have sinned and fallen short of the glory of God. Ons korte redder en daai redder is Jesus Christus. As jy in enigiets anderste jou vertroue plaas as Jesus Christus, dan gaan jy hel toe gaan vir ewig. En dit is net eenvoudig wat die Bybel vir ons leer. Dis hoekom ek oordeel hierdie ouens, die goeders wat hulle sê, die goeders wat hulle teach, op daai grond. Right. Kom ons gaan hier afspring met 'n lekker groot. Ons gaan begin met Paul Washer. So, kom ek sê vir julle, in my lewe is Paul Washer een van die ouens wat ek voor die dankbaarste is van die preke wat hy gegee het. So as jy in 2008 was ek eerste jaar hier in Bloemfontein in Armentum koshuis was altyd verwoerd. En voordat ek 'n preek van Paul Washer gekyk het, was ek jou stereotypiese louwarm Christen. Ek was groot geword in 'n Christenhuis, nooit nou verskriklik te kere gegaan en hyper in die wêreld gelewe nie, alhoewel daar 'n periode van my tyd is van my lewe wat ek in rebellie opgetree het. Ek sal woensdae aande die selgroep bly in die koshuis en dan sal ek nog steeds gaan drink op 'n Vrydag en ek was net 'n stereotypiese louwarm Christen. Groot geword meestal in die Pinksterkerk, AGS kerk. En toe in 2008, as jy in kamer 58 van Armentum se koshuis geloop het, so jy my gekry het wat besig is om Paul Washer se preek te kyk wat genoem is Shocking Youth Message. En as jy nog nie daai boodskap gekyk het, dan moedig ek jou aan, stop hierdie video nou, jy hoef nie hierdie video verder te kyk nie, gaan kyk daai preek. Want daai preek het my lewe so verander. Dit was die eerste keer in my lewe dat iemand my uitgeroep het op my sonde. Dit het gegaan oor Matteus 7. En in Matteus 7 sê dit, in die laaste dae gaan baie mense voor Christus staan en hy gaan sê, Here, Here, in U naam het ons al hierdie goeders gedoen. Hy gaan sê, draai weg van my af. Ek het jou nooit geken nie. En dit het my geruk tot in die diepste wese van my gees. Dit het my gesê, hierdie praat met my.
As ek vandag moet doodgaan, en ek staan voor Jesus Christus, gaan hy vir my sê, draai weg van my af. Ek jou nooit geken nie. En dit was vir my, dit het absoluut my lewe verander. Nou kom ek sê vir julle, baie van Paul Washer se teologie, of ek sê baie, hy's 'n Calvinist, so, en hy glo in 'n ding wat jy noem Lordship Salvation. Ek gaan nie verskriklik daarvan praat nie, maar alhoewel ek nie saamstem met al sy teologie nie, het ek so daai boodskap nodig gehad, dat dit my totale lewe verander het. En die rede hoekom ek ook hierdie kanaal begin het, en is soos ek is, en praat soos ek praat, en reguit is, en hierdie goed uitwys, en want ek weet wat Paul Washer vir my daai dag gedoen het. Daai dag het my lewe verander. Dit was nog steeds 'n proses wat ek regtig tot bekering gekom het, maar op 'n stadium in my lewe was dit net soos, bier is nie meer iets wat ek wil drink nie. Dis asof dit net anders te proe. Dis asof ek nie meer in 'n kuierplek wil sit nie. Dis asof ek nie meer die goed wil doen wat ek gedoen het nie. Hoekom? Want ek was gekonfronteer oor my sonde vir die eerste keer in my lewe. Mense kan so lank in 'n kerk sit en hulle preek hierdie motiverende boodskappe wat jou nooit uitroep op jou sonde nie, en jy raak 'n louwarm Christen van daai goed. Julle almal weet is waar. As jy nie 'n ordentlike prediking kry nie, as iemand nie vir jou die woord van God exposit en vers vir vers jou deur die woord van God vat nie, dan gaan jy 'n louwarm Christen word, en dis wat ek was. So die groot ding is, so Paul Washer se preke, en daai preek sit hom in die S, maar ongelukkig is hy Calvinist. Nou ons gaan nog 'n ordentlike Calvinistiese gesprek hê. Daar's ouens wat uitgereik het na my toe. Ons gaan sit om 'n tafel en praat, maar die probleem vir my met Calvinisme is, as jy glo in wat mense noem determinisme, dat God basies alles determineer, en dat jy nie vrye wil het nie, dan haal dit die verantwoordelikheid op die mens uit. Nou ouens soos Paul Washer en so sal sê, jy het nog steeds verantwoordelikheid, maar dis net as jy in 'n te veel in daai rigting gaan, dan dink ek mense raak buite die woord van God. So ek recommend Paul Washer 100%, maar die hoogste plek wat 'n Calvinist op hierdie lys gaan kry, is 'n B. So dit is waar ons vir hom Paul sit. Volgende het ons vir Angus Baggan. So hier kan ek ook vir julle lekker stories vertel. Ek weet nie, ek wil 'n bietjie ouens met in die kommentaar sit. Wie was by daai groot Mighty Men konferensies wat Angus Baggan gehou het? Ek dink dit was ook hier 2010, 2011 daar ons. Ek was by die grootte. Ek wonder, die ouens kan 'n bietjie kommentaar lewer daar. Ek dink ons was 450,000. Is die nommer wat ek onthou. Of dis ten minste bo 100,000 mense. So Angus was 'n groot figuur in daai, en ek dink hy het baie ouens vir die eerste keer laat die evangelie ook hoor. Ek dink meeste mense sal saamstem met dit. Nou, kom ek sê vir julle eerlik, onlangs het ek nog nie weer baie van sy goed geluister nie, maar daar was 'n paar goeters wat in die laaste paar jaar my gepla het van sy doktrine. En ek wil hê ouens moet in die kommentaar sit daar, wat dink julle van hom? Baie goed, baie sleg. Ek is op die oomblik in die middel van alles van sy wat hy leer. Ek is bang hy raak bietjie ecumenical. Ek kan verkeerd wees, maar ek sal nogal net wil hoor, hy moet sê, jy weet, iets soos die Rooms-Katolieke Kerk, die Mormone, hierdie tipe ouens is nie wedergebore Christen nie, en dat hy 'n ferm lyn trek oor waar hy staan met sekere doktrines. Nou ons almal weet, hy spot half-self, en hy sê dat toe hy begin Grieks leer het, of hy wou gaan teologie swat het, toe begin hy by Alpha Beta, en toe gee hy op. So hy bedoel dit natuurlik snaaks, maar bedoel teologies gewys, weet ek nie waar staan hy met baie kwessies nie. En ek wil hê 'n ou moet half oop wees in, jy weet, hulle eskatologie, wat sien hulle van die eindtye, wat dink hulle van byvoorbeeld Calvinisme, hierdie tipe goeters. So al stem ek nie saam met jou met dit, ek dink nog steeds mense moet oop wees. So ek sal vir Angus by B sit, maar hy baas groot ruimte om op en af te gaan, maar ek is ook baie dankbaar vir van die insette wat hy in my lewe gegee het, en ek dink daar's klomp mense wat tot bekering gekom het as gevolg van sy bediening. Maar weer eens, julle kan my oortuig either way. Dan het ons natuurlik vir Ad Boshoff, ons het al baie oor hom gepraat in hierdie kanaal. Hy's verseker gediskwalifiseer van bediening oor sy dat hy gejok het vir sy kerk vir 'n jaar lank oor sy egskeiding, en ek bedoel dit net onder die mat geweet. Mense moet verstaan dat Ad sou natuurlik, ons het nooit geweet het hiervan as daai Joseph ou nie uitgekom, as hy nie die wissel geblou het op, was dit nou nog 'n geheim. So die ouens wat daar as julle besef dit, julle besef dat ons sou nie eens geweet daarvan, hulle sou nou nog steeds weggesteek. So ek wil, dis 'n massive disqualification. So die hoogste wat hy sal kan kom ooit is 'n D van hier af vorentoe. En ek dink net daar is ouens in CRC wat die Here ken, wat ek persoonlik ken, wat die evangelie verstaan. As jy vir hom vra wat is die evangelie, sal dit vir jou verduidelik. Nou ek weet nie, is daar 'n ordentlike mooi video van Ad wat ordentlike video's soos ordentlike evangelie gee nie. As daar is, share dit op die kanaal dat ons dit weet, maar ek sal hom by die D sit net oor dat ek weet daar's mense in die kerk wat nog steeds wedergebore is. Maar dit kan, baie van hulle leringe is ook NIR, New Apostolic Reformation, tipe leringe, maar ek weet nie of hy al die pad na F toe sal gaan nie. Maar soos ek vir julle sê, dis moeilik. Dis D grens aan F, maar kom ons gee van die D.
Dan het ons vir ou Japie, Jaapsous, so Japie, die boerseun van Migdol, julle ken my gevoel oor die, daar's absoluut geen twyfel, hy's 'n ketter met 'n hoofletter K, hy ken nie die evangelie nie, hy sê net wit mense kan hemel toe, en dit is altyd vir my so snaaks, jy weet, hierdie ouens glo, dat net dit wat hulle is, jy's 'n wit boer Afrikaner, dis wat ek, as julle nie geweet het, dis wat hierdie ouens glo, hulle glo net die wit boer Afrikaner kan hemel toe gaan, geen swart mens kan hemel toe gaan, so, ek weet jy of weet hulle, daar's 'n ding wat jy noem Black Hebrew Israelites ook, so daai ouens glo weer net swart mense gaan hemel toe, so dis altyd, wie jy as gebore is, dis net jou groep wat kan hemel toe gaan. Maar ek bedoel, dit is 'n absolute walglike lering. Dis 'n godsdienst gebou op rasisme. Dis 'n baie Afrikaners vreet hierdie op want dit pas hulle. Jy weet jy hou nie van swart mense nie of jy haat vir swart mense en daarom wil jy hierdie ding glo, maar dit is heeltemal nie wat die Bybel sê nie, is van die pad af. Hy is op pad hel toe. Elke mens wat hy leer wat hierdie siening van hom vat, jy is op pad hel toe. Julle ken nie die Here nie. Op die ouene van wanneer julle doodgaan, gaan julle voor Christus staan en omdat julle nie julle knie wou gebuig het nie, gaan hy jou knie breek. Jy sê jou knie buig, jy geforseer word om jou knie te buig en dan sê jy in die hel gegooi word vir ewig. Dis net eenvoudig wat die woord vir ons sê. Julle mense wat sê dis lelik om dit te sê, dis wat die skrif sê. Ek moet sy doktrine opmeet wat die skrif sit en as ek dit lees, dan sien ek, daar's nie manier jy kan hemel toe gaan nie. Sonder Christus, hulle glo ook nie Christus is God nie. Sonder Christus sal jy verlore wees vir ewig. Jy moet bekeer, die mense wat jy leer moet jy bekeer en jy gaan onder die oordeel van God staan. Bekeer jou en draai weg van jou nonsens. Dan is vir Ernest Pickering, ek ken hom meer van die boeke wat hy geskryf het. Hy het The Tragedy of Compromise geskryf, hy het Biblical Separation, is 2 van die boeke wat ek gelees het van hom. Hy is 'n uitstekende leraar en sy werke wat hy geskryf het, is meer nodig as ooit. So Ernest Pickering, gaan kry sy boeke, hoor wat hy te sê het, uitstekend. Dan het ons vir Stephen Furtick. Stephen Furtick glo in 'n ding wat jy noem die Little Gods Doctrine. So hy het self gesê al van die kansel af, I am God Almighty. Ek is nie bewus dat hy enigstens dit teruggetrek het nie. Ek kon nie 'n video kry wat hy die evangelie gee nie. Ek dink hy is 'n ketter. Ek dink nie die mense wat hy leer is op pad hemel toe nie. Julle kan vir my verkeerd bewys. Julle kan vir my wys, as daar 'n video is van Stephen Furtick wat ontendlik die evangelie gee, stuur dit vir my, dan sal hy van 'n F na 'n D toe gaan, maar die absoluut hoogste wat ek hom kan sit, is 'n D. Maar ons kan gaan kyk, vir die van julle wat dink ek is nou te harsh, kom ons gaan kyk hierso wat sê, as ons sê, Stephen Furtick giving the gospel. Kom ons check, wat kry ons? How to thank God even though. Stephen, God will give you what you need to make it through the struggle. Vriende, hierdie ouens het nie idee nie. Come on. Don't quit because. So sê, as jy intik, God gave it to me. As jy intik Stephen Furtick giving the gospel, is die goed wat jy kry. So dis ek sê, as daar nie 'n duidelike video van jou is wat die evangelie gee nie, dan ek kan jou nie bo F sit nie. Dis ongelukkig waar hy val. So julle ouens wat vir Furtick volg, daar's klomp mense wat hom al aangespreek het online. Gaan kyk aan haar en julle sal duidelik sien hy's 'n valse leraar. Dieselfde ding met Joel Osteen. Joel Osteen het baie shaky teachings. Al sy goeders is prosperity, wat is die beste vir jou. Hy leer 'n evangelie wat gaan oor jou, nie oor die Here nie. Dit gaan nie oor jou lewe neerlê nie, dit gaan nie oor wegdraai van sonde af nie. Dit gaan absoluut oor dien die Here sodat jy 'n beter lewe kan hê. Hy ook as jy by hom gaan intik in YouTube, Joel Osteen giving the gospel, dan kry jy dit nie. Inteendeel, hy deny die gospel. Dan is John MacArthur. John MacArthur is 'n stekende prediker. Hy gee goeie expository preaching. Ek sal julle aanmoedig om na hom te kyk. Elke ding van hom kan julle gaan luister. Hy is natuurlik ook 'n sterk Calvinist. Hy is dan pre-millennial in sy eindtye sienings, maar ek sal hom ook 'n B gee. Maar al sy leringe sal ek voorstel, gaan kyk dit, leer daaruit. John MacArthur was 'n baie goeie predikant en ek was hartseer toe hy dood was. Dit was vir my persoonlike slegte ding want ek het baie geleer by sy leringe, maar ek kan hom nie hoor as 'n B gee nie, want hy's 'n Calvinist. Dan het ons vir Joyce Meyer. Die hoogste wat 'n vrou op hierdie lys kan kom is 'n D, want die Bybel sê vrouens kan nie, so sy enige vrou wat in autoriteit oor man staan is gediskwalifiseer. Sy kan nie in die bediening tree nie. Dis wat 1 Timoteus 2 vir ons sê. So die hoogste wat sy kan gaan is 'n D, maar ek dink sy het ook valse leringe wat sy gee. Sy het ook jou best life now tipe idee dat op aarde moet die fokus wees en winning at everyday life en al hierdie nonsens wat hulle leer. So Joyce Meyer sal 'n F wees. Ek neem aan sy het al baie vrouens emosioneel gehelp en sielkundig gehelp, maar dis hierdie fokus van die evangelie nie. Die evangelie is nie gefokus om jou te red uit jou depressie uit nie. Die evangelie is gefokus om jou te red van jou sonde. Die evangelie is om jou te red vir ewigheid saam met Christus. Ons is verwyderd van Christus af tot die dag wat ons tot bekering kom en hom aanneem. Weens ek is nie bewus van 'n video van haar
waar sy die evangelie reg gee nie. Ander ding is, as dit 'n vrou pastoor is, wat nie in autoriteit oor vrouens staan nie, maar sê net maar 'n vroue alleen ministry het, daarmee sal ek saamgaan, dan kan jy hoor as 'n D kom. Maar meeste van die vrouens wat pastore is, soos Joyce Meyer. Dan het ons vir Kent Hovind. Nou kom ek sê vir julle, Kent Hovind, kan ek seker sê, daar's nie 'n lering van hom, wat hy leer, wat ek nie mee saamstem nie. Ek dink, ek en hy is eensgesind oor eindtye, oor redding, oor die Heilige Gees, oor elke liewe lering wat hy gee, oor creation, dat die aarde 6000 jaar oud is, ek stem met ons saam oor alles van daai goeters. Die probleem, en ek dink hy is een van die ouens wat die grootste impak in my lewe gemaak het om passievol te raak oor teologie. Die eerste keer wat hy sy seminars gedoen het oor evolusie, het dit my oë laat oopgaan. Dit het vir my gewys dat volgens die Bybel kan jy nie in evolusie glo nie. Hy maak 'n hele onderskeid tussen micro-evolution, macro-evolution, ons kan nog video's daaroor doen, maar daai het vir my op 'n rigting gesit van, ek is mal oor die Bybel, ek is mal oor die geloof te verdedig. Kyk, Kent Hovind is hoofsaaklik 'n apologist, so 'n apologist is iemand wat die geloof verdedig op 'n logiese, sistematiese, verstaan manier, en dis ook hoe ek baie dink, oor goeders. Ek wil die evangelie kan sistematies vir iemand verdedig, en sê, dis hoekom ek dit glo. So, as ek praat van lering, is Kent Hovind 'n S uit en uit. Ek sal sê, voorstel gaan kyk al sy goed, maar hier gaan ek konstant bly in hoe ek hierdie ouens evalueer, en hy sal 4 of 5 keer geskei. Nou, dit kan enige kant toe gaan. Die enigste manier waar dit miskien alright sal wees, is as die vrouens hom verneek het, maar ek dink nie daar's enige bewyse van dit nie. So oor dit is hy gediskwalifiseer en hy moet 'n D kry. So weens leringe, S, 100%. Maar as 'n pastoor, as om autoriteit in 'n kerk uit te oefen en mense te lei, is hy 'n D. En dit is op grond van wat ons hom moet evalueer. Maar weens sy leringe, sy debatte wat hy voer, al daai sal ek voorstel. So ek hoop julle verstaan wat ek sê. Hy is gediskwalifiseer om 'n pastoor te wees. Maar sy lering, jy kan nog steeds leringe gaan luister van iemand wat droog gemaak het. Dis nie dat die goeders wat hulle vir jou geleer het nou ewe skielik vals is omdat hulle droog gemaak het. Ons moet net uitwys en sê hierdie ou kan nou nie meer in bediening staan, in autoriteit oor 'n kerk staan as hy droog gemaak het. Jy kan nog seker redeneer, kan 'n ou met YouTube of iets aangaan as hy droog gemaak het. Dis dalk iets anders, want YouTube is nie 'n bediening nie. YouTube is dalk net 'n manier vir jou om inligting daar uit te kry. Verstaan julle die verskil? So 1 Timoteus 3 praat van wanneer jy in 'n autoriteitsrol in die kerk staan, boor aan mense. Ek dink jy kan nog steeds YouTube en hierdie goeders doen sonder dat jy daai rol vervul en net vir mense leer van die woord van God sonder om 'n pastoor te wees. As dit vir jou sin maak. Dan het ons vir Leon de Pre. Leon de Pre is 'n harde F. Hy is ook 'n ketter 100%. Sy lering het baie meer te doen met hindoeïsme, het baie meer te doen met valsheid en met mystery religion, mystery Babylon, en hy is definitief nie net gediskwalifiseer nie, maar hy is 'n ketter. Ook sterkte om te kry hoe hy die evangelie vir jou verduidelik. Hy sal basies sê die evangelie is ook om jou lewe beter te maak. Ons moet nie sleg voel oor ons sondes nie. Die Heilige Gees laat jou sleg voel oor jou sonde. Gaan lees Johannes 16. Dit is duidelik dat die hooffunksie van die Heilige Gees is om jou te rebuke van jou sonde. Sonde vir jou uit te wys. Daai skuldgevoel in jou te sit. Dit kom van die Here af. Die probleem is ons dink dat enige negatiewe emosie kan nie van die Here afkom nie. Inteendeel, baie negatiewe emosies kom van die Here af. Ons moet hierdie valsheid kan uitwys. Hier sit ons vir Ray McCauley. Hy is nou al oorlede. Hy het natuurlik ook 3 vrouens gehad. Sterkte om te kry wat hy die evangelie vir jou verduidelik. Ek moet eerlik vir julle sê, ek weet nie so baie van Ray McCauley, maar net toe ek gaan kyk het, om te kyk wie's populêre leraars het hy opgekom. Hy was met meer as 1 vrou getroud. En weens as dit sou wees dat daai vrouens hom verneek het, was dit ander omstandighede, maar dit soos ver as ek het, is dit nie, en daarom moet hy 'n D wees, op die beste. Soos ek sê, ek ken nie al sy leringe nie, dalk is hy 'n F, maar ek dink hy is definitief gediskwalifiseer van die bediening. En dan eindig ons met Spencer Smith. Spencer Smith is 'n eyster, hy is 'n S, al die pad. Elke ding wat hy, ek sal veel aanmoedig om sy channel te gaan volg. Hy's hoofsaaklik op YouTube, maar hy's ook 'n pastoor, hy's ook 'n sendeling. Hulle gaan in verskillende dele van die wêreld doen sendelingwerk. En ek kan nie sy YouTube kanaal meer voorstel. Hy het ook 'n baie goeie dokumentêr gedoen wat hulle noem Third Adam. As die Here wil ons 'n dokumentêr soos dit maak oor Suid-Afrika om mense die valsheid in die kerk uit te wys en dan mense te laat draai van dit. Die enigste plek wat ek verskil met hom is in eskatologie. Hy's 'n pre-trip ou, maar dink as ons in gesprek met hom kom, sal ons hom kan die waarheid van daai sien. Dis net 'n grap. So nee, ek sal verseker Spencer Smith se channel vir julle aanbeveel.
Maar hier is ons my lys. Mens kan natuurlik hierdie weer doen. Soos wat ek vir julle uitgewys het, die belangrike ding wat ek wil hê jy moet uitvat is, jy kan na hierdie ouens gaan, hulle leringe gaan kyk, gaan luister, en kom ek sê vir julle, as 'n groot kans ek kan verkeerd wees oor van hierdie ouens. Miskien sê ek iets oor 'n ou wat ek verkeerd het, en ek het hom 'n verkeerde plek gesê, ek sal dan bekeer daarvan af en sê, daai hoort nie daar nie, maar soos ek die goeie sien, is die soos wat dit nou staan. Kry pastore en mense wat jouself nie kan omring wat vir Christus ken. Vers vir vers vir jou verduidelik en nie wat hulle eie gedagtes in die Bybel insit nie. Vriende, in Suid-Afrika het ons nodig om op te staan vir wat reg is. Ons moet wegdraai teen sonde. Ons moet die kerk gesond hou. Ons moet die bruid skoon hou. Ons kan nie aangaan om valse leringe, hierdie ouens in hierdie F-kategorie, hande mee vas te hou, na hulle goeters te luister. Ons moet wegdraai daarna. Ons moet na Christus toe draai. Maar ek wil hoor van julle. Sê vir my, stem jy saam met hierdie lys? Het jy goeters hier wat jy dink ek mis het? Wie sê jy by hierdie lys wil hê? Ons sal lank nog in die toekoms meer van hierdie video's maak. Maar ek dink jy kan baie vat hieruit en meer die Bybel bestudeer en vir jouself, jy gaan in 'n plek begin kom wat jy self hierdie ouens kan identifiseer en sien hierdie is valsheid, niks met die Here te doen nie en ek gaan my rug draai daarop. Maar kom ons kyk, ek is seker julle gaan my laat weet in die kommentaar en kom ons sien hoe negatief is julle na hierdie ene. Maar op die einde van die dag, wat weet ek? Ek is maar net 'n ou met 'n Bybel.